Vanoggend praat die Here met my 'n ander ding. Ek onthou so 'n paar maande terug of weke terug maak ek 'n video oor jou eie honde byt jou die seerste. En dis ook om 'n mens sommer 'n keer terugtrek en afsny en sê ek worry nie van jou nie. Because ons eie mens het die vermoë om ons te breek tot op 'n punt waar jy jouself vra, Jesus, as hierdie dan my familie, Here, behoort hulle dan aan my, Here, as die my ma, as die my suster, Here, as die regtig bloedmense van my. Daar stay ek weet as jong meisies en jong seuns wat so behandel word deur hulle eie mammas en pappas dat hulle soms vra, Here, hoekom het U dan hierdie vrou of hierdie man as my pa en my ma gegee? As om jou sterk te maak, as om jou independent te maak. Ek weet vanoggend my hand geseer as ek af kan praat. Ek sê, Here, ek was maar net 8. Hoekom het U dan besluit om my ma vir ewig Kaap toe te laat gaan? Maar wat ek verstaan vandag, as my mamma nog deel was van my lewe, sou ek nog nooit so sterk vrou kon wees aan die Here nie. Ek sou bederf gewees het en ek sou in plekke gewees het waar ek nie behoort nie. Maar hierdie ding sê die Here vanoggend, hy sê ek weet, dit is vir jou baie maklik om iemand anders te seën, maar dit vat van jou effort om jou eie broed te seën, sê die Here. Die Here sê in Romeine 12, hy sê, moet nie laat die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek wil iemand vanoggend bemoedig, ek weet dis seer. Ons eie honde byt ons die seerste, ek weet dis seer. Ek weet dit maak soms nie sin nie, want jy wonder soms as ek nie geadopt in die familie nie. Jy wonder soms, Here, behoort ek dan hier waar ek voel soos 'n swart skaap. Ek wil julle hierdie ding sê, daar was 'n tyd in my lewe waar ek aan my pa hierdie ding noem. Ek sê vir my pa, miskien moet ek onbeskof met jou wees, sodat jy my kan raak sien. Because die feit dat ek dissipline en respek toon aan U, sien U my nie raak nie. Dit is makliker vir jou om my dan seer te maak. Maar wat ek vanoggend besef, ten spyte van, nogtans, sal ek 'n seëning vir my familie wees. Ten spyte van hoe hulle my laat voel, sal ek die DNA wees en die blueprint van my familie. Because God is my DNA and God is part of my blueprint and He is my God that made me. He didn't make a mistake. Ons is nie foute nie. So the family that you are in, it's for a reason. So ek wil u vanoggend bemoedig. I know that you feel like a black sheep. Ek weet jy voel vanoggend soos jy staan buite, jy's 'n outstanding. You are supposed to be like that. Because of you, your family is going to be blessed because you are the key. You are the destiny helper of your family. You are the key to the doors that have been closed by the enemy years ago. You have the authority to open it. That is why your family before you failed in things, because you are going to succeed. They allowed the enemy years ago to close the door omdat het hulle leeg geraak het, omdat hulle moeg geraak het. Maar die Here het jou opgerig. Ek wil hê jy moet my hoor. Die Here het jou opgerig want jy's 'n destiny helper. You are the key holder of your family. You are the blueprint of your family. You are going to open that door in the mighty name of Jesus. And you're going to take authority for your family because you are going to be the blessing. You are who God say you are. Geseënde naweek en geseënde skoolvakansie aan elke onderwyser. Die Here seën.